Voordat ons skriflesing lees, kom ons bid eers saam. Ons God wat met ons is. Here, U teenwoordigheid is juis dit wat aan ons lewe gee. En waar ons vanoggend hier sit, kom ons uit verskillende agtergronde, uit dit wat ons hierdie week beleef het en dit wat gebeur het. En ook is ons op pad na dit wat nog kom. Maar Here, ons vra dat U ons aandag en ons menswees vasvang in hierdie oomblik. Trek ons, suig ons by U in. Juist sodat ons verlore raak in U goedheid, in U liefde, in U teenwoordigheid. Ons het nodig om by U te herlaai, Here, en dis wat ons ook vanoggend vra. U weet wat elkeen se hartsbehoefte is. U weet waar daar nood is of uitdagings is. U weet waar daar genesing of herstel nodig is. En U weet ook waar daar hoop nodig is. So vra ons, Here, in hierdie oomblik by U, kom spreek juist dit aan wat nodig is. Waar dit dalk nodig is om in ons lewe te herstel en te genees, herstel en genees. Waar dit nodig is om ons denke oor goed te skuif, kom skuif ons denke daaroor. En waar dit dalk nodig is om aan ons eie karakter te verander, kom verander aan ons karakter. Juist sodat ons al meer ook U lig in die wêreld kan uitleef. Ons vra, Here, spits ons ore, ons wil nie vanoggend mis nie. Mag dit wat ons doen, dit wat ons aanpak, dit wat ons sê, tot eer en verheerliking van U naam alleen wees. Amen. Gemeente, ons erediens, ons preek vanoggend, is gefokus op 'n beginsel, weer eens, en 'n beginsel wat ongelooflik belangrik is. Ek sê dit baie keer baie, maar vanoggend se preek veral. Ek preek vir myself en ek is baie bly as julle opdaag en dat dit ook iets dalk vir iemand anders kan beteken. Maar hierdie is iets wat ons regtig nodig het om tussen te onderskei. Vrees vir God of vrees vir ander. Nou, ons teksgedeelte kom uit 1 Samuel 13. Vir die wat wil saam met ons lees, 1 Samuel 13 is ons teksgedeelte. En terwyl julle besig is om te soek, wil ek so 'n klein bietjie agtergrond gee. Die Bybel is baie ernstig oor 'n vrees vir God. Ons hoor dit op verskeie plekke. Spreuke praat van die vrees van God is die begin van wysheid. Maar ek wil dit gou duidelik maak, hierdie is nie vrees soos in om bang te wees vir iets nie. Hierdie vrees waarna die Bybel verwys is bloot net iets wat ons sukkel om te vertaal. En so dalk 'n ander manier van om dit te vertaal sou wees ontzag. Hoekom is dit nie vrees soos in bang wees nie? Wel, dis baie eenvoudig. In 1 Johannes 4, vertel dit juis dat daar waar liefde volmaak is daar nie meer vrees nie. Daar's nie meer vrees vir straf spesifiek nie. Die gedagte is nooit dat ons bang is vir God nie, want daar's niks om voor bang te wees nie. God is 'n liefdevolle Vader. En selfs in die tye wanneer ek bang word vir dat God my gaan straf, is dit 'n misplaaste bang. Dis 'n bang wat ek het omdat ek geleer het as 'n kind dat wanneer ek droog maak, straf my ouers my. Terwyl God dit nie doen nie. Daar is gevolge vir ons aksies, natuurlik. Maar as God 'n doelbewuste straf oor jou plaas, oor dit wat jy gedoen het, dan het die kruisiging niks beteken nie. En dan sou ek sê, dis 'n baie wrede manier om Jesus deur 'n marteling te laat gaan wat niks gaan beteken later nie. Want liefde en vrees kom nie in dieselfde sin nie. Ons kan nie bang wees vir God en nog steeds lief wees vir God nie. Of althans, as ek bang is vir God, dan beteken dit dat ek nie noodwendig verstaan wat God se liefde vir my inhou nie. Maar vrees in hierdie konteks is bietjie iets anders. Dis nie 'n bang soos 'n bang vir die donker of 'n bang vir straf nie. Vrees is 'n diep ontzag. Dis 'n respek wat nie net oppervlakkig hardloop nie. Dis as te ware 'n besef met wie jy te doen het. Ons kan dit dalk makliker illustreer as iemand waarna jy opkyk. Dit kan 'n geloofsheld wees, dit kan 'n publieke figuur wees, dalk 'n sanger, sangeres
Of dalk is dit iemand soos 'n wêreldleier, iemand wat vir jou uitstaan in dit wat hulle doen. Die oomblik wanneer hulle in die vertrek instap, word jy bewus van hulle teenwoordigheid. As jy gefokus op hulle. En natuurlik is daar so 'n bietjie aanpassings wat ek doen in my eie gedrag wanneer ek so 'n persoon ontmoet. Ek dink byvoorbeeld 'n eenvoudige voorbeeld is dalk as ons die koningin ontmoet of die koning ontmoet. Daar's bietjie iets anders wat ek doen. Ek let bietjie meer na my gedrag op en ek is bewus van hierdie persoon se teenwoordigheid in die vertrek. En dis 'n ontsag. Maar die uitdaging is, ons kan nie daai selfde ontsag vir God hê en vir ander om ons nie. En alhoewel ons baie keer vir mekaar sê dat ek het ontsag vir die Here, my vrees, ek het 'n vrees vir God en nie vir mense nie, is ons met druksituasies baie keer in die teenoorgestelde kant van die muntstuk. En die verhaal wat ons vanoggend gaan lees is oor Saul, wat juis hierdie keuse gehad het. So, kom ons begin by ons teksgedeelte. 1 Samuel 13 vers 1 tot 14. Dit sê: Saul het al 'n jaar of 2 as koning oor Israel geregeer. Toe kies hy vir hom 3 afdelings uit Israel uit. 2 afdelings was by hom in Mikmas en in die bergwêreld van Bet-Al. 1 afdeling was by Jonathan in Gebea in Benjamin. Saul het die res van die manskappe huis toe gestuur. Toe Jonathan die Filistynse wagpos wat in Gebea was oorrompel het die Filistyne daarvan gehoor. Saul het oor die hele land die ramshoring laat blaas om die Hebreërs op te roep. Die hele Israel het gehoor dat Saul die wagpos van die Filistyne oorrompel het en dat Israel in onguns gebring was by die Filistyne. Die manskappe is bymekaar geroep by Saul in Gilgal. Die Filistyne het bymekaar gekom om teen Israel te veg. 30 afdeling strydwaans en 6 afdeling perderuiters en manskappe so baie soos die sand van die see. Hulle het opgetrek en kamp opgeslaan by Mikmas, oos van Bet-Aven. Israel het gemerk dat hy in die moeilikheid is, want die volk was in 'n hoek vasgekeer. Die volk het in spelonke, grotte, holkraanse, gate en droëputte gaan wegkruip. En sommige Hebreërs het deur die Jordaan gegaan na Gat en na Gilead toe. Saul was egter nog in Gilgal en al die manskappe by hom was doodbang. Hy het 7 dae gewag, die tyd soos afgespreek met Samuel, maar Samuel het nie by Gilgal opgedaag nie. Toe die manskappe by Saul was, begin dros het hy gesê, bring die brandoffer en die maaltydoffers na my toe. Hy het toe self die brandoffer geoffer. En toe gebeur dit. Net toe hy die brandoffer klaar gebrand het, kom Samuel daaraan. Saul het na hom toe uitgegaan om hom te groet. Samuel vra hom toe, wat het jy aangevang? En Saul het gesê, ek het gesien die manskappe loop van my af weg. En u het nie opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het bymekaar gekom by Mikmas. En toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek dit gewaag om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het. Waarlik dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. Maar nou sal jou koningskap nie bestendig word nie. Die Here sal vir hom 'n man na sy hart soek. Die Here sal hom aanstel as regerder oor sy volk, want jy het nie gedoen wat die Here jou beveel het nie. Ons lees net tot sover. Op sigwaarde mag dit dalk vir 'n oomblik lyk asof hierdie verhaal een is van ongehoorsaamheid. Maar dit het nie so seer gegaan oor ongehoorsaamheid nie. Die offer wat hier gebring is 'n offer wat belangrik was om te bring voor 'n veldslag. Bloot net met die doel om te sê, Here, ons gee onsself in u hande en ons weet u is die een wat voorsien. Die probleem was met hierdie offer, kon nie enige ou dit net geoffer het nie. 'n Koning was nie gekwalifiseerd om dit te doen nie. Dit moes 'n priester gewees het. En Saul was nie 'n priesterkoning nie, hy was slegs 'n koning en daarom was Saul nie gekwalifiseerd om dit te doen nie. Sy opdrag was om te wag vir Samuel. Maar weer eens, dit gaan nie so seer oor die opdrag as Saul se vrees nie. Saul sit in hierdie situasie waar die vyand besig is om teen hom op te trek en hy wag.
En terwyl hy wag en sy manskappe besig is om moeg te word, lyk dit al hoe minder moontlik om die vyand aan te val. So as hy iets wil doen in sy kop, moet dit nou gebeur. En so in plaas van om te wag, dat Samuel die offer bring. Hy het reeds 'n ruk gewag. Maar in plaas van om langer te wag, om vas te staan by die beginsel, dat dit is wat moet gebeur. Samuel gaan hierdie offer moet bring. Bring hy die offer, sodat hy reg is om te veg. En daarin mis hy die beginsel, die punt. Want dit het nie noodwendig gegaan oor wat hy moes doen en nie moes doen nie. Dit het gegaan oor dat Saul se vrees vir die vyand wat besig is om in sy nek te blaas, om genoeg oorrompel het dat hy self probeer 'n oplossing vind het. Hy is nie eerste karakter wat dit doen nie. Gaan lees gerus in Eksodus 32. Dit is eintlik 'n skreeusnaakse verhaal. Aaron sit met hierdie situasie, hy moet die volk oppas terwyl Moses teen die berg op is om by God te hoor. En Moses is weg vir dae. So lank dat die volk vas oortuig is Moses het gesterf. Hy het 10 teen 1 van honger dood gegaan op die berg, of hy het vasgesit, of hy het geval, wat ook die geval mag wees. Maar Moses kom nie terug nie. En is dan wanneer hulle vir Aaron sê, ons het leiding nodig, ons weet nie eers hoe die God lyk wat ons moet dien nie, ons gaan 10 teen 1 nie vir Moses sien nie, ons moet plan maak. Dan vra Aaron vir hulle om al hulle juwele te bring, hulle smel dit, en daaruit word 'n goue kalf gemaak, wat aanbid word. Daag jou uit, gaan lees die storie, want wanneer Moses op die ouend afkom, dit sien en Aaron konfronteer, dan is Aaron se antwoord 'n skreeusnaaks. Hy sê, wel, die mense het druk op my geplaas, ek het nie geweet in watter rigting nie, ons het die juwele in die vuur gegooi, en toe stap die kalf uit. Regtig. Maar Aaron was in 'n hoek vasgekeer. Tussen dit wat Moses gesê het, en dit wat God se opdrag was, teenoor die druk wat mense op hom geplaas het. Dalk 'n nader voorbeeld was Pilatus. Dit sê, Pilatus het geen skuld in Jesus gevind nie. En dan, ironies genoeg, uit vrees vir hoe die keiser hom gaan sien, nadat iemand in sy oor kom fluister het, besluit hy om Jesus oor te lewer aan die Jode om gekruisig te word. Elke keer, reg deur die Bybel, wanneer mense kies om eerder ander se stemme te volg as God se, dan is dit nag. Die hele kaartehuis stort in een. En is regtig so eenvoudig soos dit. Daar's altyd 'n goeie rede. Ek dink dis wat dit so moeilik maak. Daar's altyd 'n goeie rede. Daar's 'n goeie rede dat Saul nou daai offer moes bring. Die vyand is daar. Sy manskap is besig om moeg te word. Dis nie 'n storie wat opgemaak is nie. Dis nie asof hy homself verbeel dat hy hierdie nie kan doen nie en dan is dit die einde nie. Op papier is Saul besig om te verloor. Dit gaan nie werk nie. Aaron is een man tussen 'n hele volk. As hulle in sy nek begin blaas, raak dit moeilikheid. Hy het 'n goeie rede. Hy het 'n goeie verskoning om te probeer plan maak self. Die probleem is, dis nie wat God gesê het nie. En so in hierdie oomblik kies Saul om ander te vrees meer as wat sy ontzag vir God is. In daai oomblik kies Aaron om ander te vrees meer as wat sy ontzag vir God is. En die foute wat daar uitkom is dodelik. Ons sit altyd in omstandighede en situasies wat nie altyd maklik is nie. En ironies genoeg, gewoonlik wanneer ek 'n belofte van God ontvang het, wat oor my lewe is, oor my gesin is, oor my huwelik is, oor my besigheid is, gewoonlik kort daarna kom 'n uitdaging. Daar kom altyd 'n uitdaging. Dink vir 'n oomblik aan Dawid se lewe. Dawid word gesalf as koning. En jy sou dink dat dalk binne die volgende week of 2 of maand of ten minste jaar word hy koning. Maar hy doen nie. Verlang werk hy vir Saul, totdat Saul so jaloers op hom raak en hom probeer daagliks doodmaak. En dan vlug Dawid vir sy lewe. Dan land Dawid by die Filistyne as 'n huursoldaat, sy vyande. Maar erns probeer hy 'n lewe en 'n bestaan maak.
En dan op 'n stadium besluit die Filistyne, hulle weet nie of hulle Dawid vertrou nie, want as hulle ooit teen die Israeliete moet veg, dan weet hulle Dawid gaan teen hulle draai. En op daai stadium was Dawid 'n baie goeie vegter. So hulle skuif vir Dawid ook uit. En dan sit Dawid met hom en hierdie paar manskappe wat hy uit die stof uit opgetel het, wat 'n goeie vegtergroep was. En op 'n stadium wanneer hulle tuisdorp aangeval word, dan draai selfs hierdie manskappe teen Dawid. Die tydperk wat verloop tussen waar Dawid gesalf word as koning en waar hy die troon betree, is 13 jaar. En die ironie daarvan is 2 keer in daai 13 jaar sit hy met Saul in sy hand. Die een keer in 'n grot en die ander keer in 'n kamp terwyl Saul besig is om te slaap. En Dawid kon tot by hom kom, gereed om hom dood te maak. Om Dawid se manskappe se raad was nou is die geleentheid, maak hom dood en dan kan jy koning word. Ons weet jy is gesalf tot koning. Dawid het egter iets gesnap. God het gesê hy gaan koning word. En op enige gegee stadium as hy hierdie in sy eie hande neem, dan maak hy dieselfde fout as wat Saul gedoen het. Maak dieselfde fout as wat Aaron gedoen het. En so Dawid kies om wanneer Saul in die palm van sy hand is, nie sy lewe te neem nie. Want as God gesê het, sal God voorsien. En God het. Dawid was gesalf as koning en hy het koning geword. Elke keer wanneer ek en jy 'n belofte van God ontvang, dan kom die volgende uitdaging. Sien dit dalk so 'n bietjie as 'n toets. Is ek bereid om aan God se woord vir my vas te hou? Is ek bereid om aan God se karakter vas te hou? Is ek bereid om vas te hou aan die beginsel dat as God dit begin het, gaan God dit klaarmaak? Of gaan die druk tussenin maak dat ek reg in eie hande neem? Want dit gaan nie so seer oor ongehoorsaamheid nie. Dit gaan oor die feit dat ek my ontzag vir God verloor en my vrees vir mense raak meer. Daar is situasies, die uitdagings waarin ons is, waarin ons vinnig self kan plan maak. Dis so. Dis logies. Dit lyk altyd logies. Maar die fyn balans is om op te fokus op dit wat God gesê het. God se gees. Dit wat God wil hê. Die uiteinde hiervan is wanneer ons kies om slegs te staan op dit wat God gesê het. God se woord vir my, God se belofte vir my. As God dit begin het, sal God dit klaarmaak. As dit is waarop ek staan, is my ontzag vir God groter is as my vrees vir mense. Dan beteken dit uitdagende situasies gaan kom en dit gaan gaan. Geleenthede mag dalk ook selfs kom en gaan, maar my fokus is op God. Dit is belangrik om hierdie onderskeid te tref. Ek en jy is geroep om 'n verskil te maak in die wêreld, om ambassadeurs te wees van God se koninkryk. En ons kan nie dit doen as ons net eenvoudig deur die wêreld om ons gestuur word nie. As dit wat ek glo en dit waarop ek my geloof baseer, die politieke nuus is, of dit wat mense rondom my sê van ons land, dan mis ek die punt. Dit is moeilik om daarop iets te bou wat 'n verandering in maak en wat 'n verskil bring. Maar wanneer ek op God se woord staat maak, dit wat God sê, dit wat God vir my lewe wil hê, dan lyk dit anders. Politieke nuus kan een ding wees. Dit wat mense sê oor ons land kan een ding wees, maar ek weet wat God in gedagte het. Ek weet hoe God se hart klop. En so daarom kan ek juis die hoop bring wat anders lyk. Dit wat mense oor my te sê het, dit wat mense van my dink, die rigting waarin die wêreld om my probeer druk, dis tydelik. Niks daarvan kan standhou nie. Niks daarvan het gewig nie. Maar wat God oor my sê is blywend. Dis egter dieselfde God wat my geskep het. Dis die God in wie se woorde daar lewe is. En so dis die ding om aan vas te hou. Ek dink partykeer raak dit net eenvoudig vir ons moeilik omdat ons mense se opinies om ons kan sien en hoor terwyl ons God nie noodwendig altyd aan kan vat nie. Maar as God nie vir my so realiteit is, dat ek ontzag het vir sy teenwoordigheid nie, dat ek bewus is van God
hier met my elke oomblik van elke dag nie, dan mis ek die punt van my verhouding met God. Gemeente, dit gaan in essensie oor dit. Waar hou ek my fokus? Elke situasie wat oor jou pad kom, gaan 'n bietjie anders lyk. Daar gaan geleentheid wees, en ons het dit al hanteer, vir 'n tyd om te veg en 'n tyd om te wag. 'n Tyd waar ek 'n geleentheid moet aangryp en 'n tyd waar ek moet terugstaan en toelaat dat God dinge laat gebeur. En dit is baie belangrik dat ek die onderskeid maak, want ek wil nie hardloop in 'n situasie in waar ek moes wag nie, en ek wil verseker nie wag as ek 'n geleentheid moes aangryp nie. Want daar's nie 'n resep vir hierdie nie. Maar die beginsel is dat vrees vir God is die begin van wysheid. Daardie ontzag vir God beteken dat maak nie saak wat mense om my sê of wat die dominante nuus rondom my is nie. God se woord het vir my eerste voorrang. En die res moet of daarbey inpas of wegval. Maar ek het nie tyd daarvoor. En of dit op my druk plaas, en of dit 'n gevaar skep, en of dit vir my uitdagend is, en of dit dalk selfs lyk op papier asof ek dit nie gaan maak nie. God het gesê, en God sal doen. Dis die toets. As Saul meer ontzag vir God gehad het, as wat hy sy vyand gevrees het, dan was die belofte dat selfs sy nageslag nog op die troon sou wees. Maar omdat daar wel 'n man was, wat meer ontzag gehad het vir God, as dit wat die mense om hom gesê het, en dit wat sy vyande van hom gedink het, het hy hierdie posisie ingeneem. En God noem Dawid 'n man na my hart. Kom ons fokus opnuut op hierdie werklikheid van God in ons lewens. Kom ons kry ons ontzag vir God terug. En ons maak seker, waar pas die opinies rondom my in? Het dit meer sê as God in my lewe? Of het God meer sê in my lewe as die opinies rondom my? Vrees vir mens gaan jou altyd in boeye sit. Dit gaan jou sekere spronge laat maak wat jy nie voornoodwendig gereed was nie. Dit gaan jou in 'n posisie kry waar jy nie jouself kan wees nie, waar jy nie hoop altyd kan uitleef nie. Maar vrees vir God, dit maak ons vry. Dit maak ons vry van 'n klomp goed wat ons op aarde kon bind en verstrengel. Dit maak ons vry van opinies, dit maak ons vry van hopeloosheid. Dit maak ons vry van alles wat rondom ons nie werk nie. Dit is 'n keuse. Is jou ontzag vir God meer as jou vrees vir ander? Amen. Dit is so dat wanneer ons om ons kyk, dit soms donker en uitdagend lyk. Die uitnodiging is altyd om verder te sien as die uitdaging hier. Om vas te hou aan dit wat God gesê het. Om tussen die lawaai deur ons ore te spits vir God se stem. Mag dit ook wees wat ons aanpak hierdie week. Gemeente, mag die God wat met ons is, Jesus, wat vir ons die Vader se hart kom wys het, en die Gees wat ons altyd lei, ons in liefde en in vrede elke tree laat neem.